Goeiemôre broers en susters. Broers en susters, net so 'n bietjie agtergrond. U ken almal die verhaal, né, waar Jesus water in wyn verander. Ons ken hom almal. Is baie interessant, weet jy, die Johannes Evangelie vertel vir ons van wonderwerke wat ons nie in die ander 3 evangelies, Markus, en u sal nou ook later sien, vir Johannes is die wonderwerke van Jesus eintlik meer tekens, en hy beskryf 7, en as ek vir u sê die getal 7, dan moet u ook weet, daar is simboliese betekenis, maar nietemin. Trouwens, in die antieke tyd, soos jy nou daar kan sien, was 'n baie belangrike geleentheid. Ook maar soos ons vandag, né? Mense doen baie moeite. Vir die Jode was dit 'n baie feestelike geleentheid. Op haar troudag het die bruid wit klere aangetrek, dikwels ryklik geborduur, amper soos vandag nog, né? En met juwele versier en dan haar gesig met 'n sluier bedek. Krans op haar kop geplaas. Die bruidegom geklee in sy beste klere het dan na die huis van die bruid se ouers vertrek om sy bruid daar te ontmoet. En op pad soontoe is hy vergesel deur sy vriende, musikante en sangers. Die bruid het dan by die bruidegom aangesluit met die seëninge van haar ouers en die goeie wense van hulle vriende. En hierna vertrek die hele geselskap onder leiding van die bruidegom na sy huis of sy pa se huis. En op pad daarheen het dan ook die vriende van die bruid en bruidegom aangesluit. Daar was groot vreugde en vrolikheid. Daar is gesing en gedans en musiek gemaak. En dan teen die aandse kant is die bruid deur haar ouers na die huwelikskamer begelei en die bruidegom deur sy metgeselle. En die volgende dag is die feestelikhede dan weer voortgesit. En so 'n bruilof kon tot 7 dae lank aanhou. Kan jy jou so iets voorstel? 'n hele week. Daai ouens het geweet hoe om bruilof te hou. Nou Johannes vertel vir ons van so 'n troue in Kana in Galilea was. En daar lees ons dan in Johannes 2 vers 1 tot 11. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in die Galilea gebied. Jesus se ma het dit bygewoon en hy en sy disippels was ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se ma vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Jesus se reaksie was, wat het dit met my en jou te doen, vrou? My tyd het nog nie gekom nie. Sy ma sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. Daar het 6 klipkanne gestaan met water, wat die Jode vir hulle rituele reiniging gebruik het. Elkeen het ongeveer 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. En hulle het dit tot heel bo vol gemaak. Toe sê Jesus ook nog vir hulle, skep nou daarvan uit en vat dit vir die seremoniemeester, en hulle het dit gedoen. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom.
Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water geskep het, het wel geweet. En die seremoniemeester sê toe vir die bruidegom, elke gasheer sit volgens gebruik eers die goeie wyn voor. En wanneer die gaste nie meer so goed kan onderskei nie, die swakker gehalte. Jy het egter die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het sy goddelike heerlikheid op so 'n manier sigbaar gemaak en sy disippels het in hom begin glo. Ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat God se woord hoor, dit ter harte neem en ook daarvolg. Jy weet, broers en susters, troues word gewoonlik maande voor die tyd beplan, tot in die fynste detail. Maar almal van ons weet, en dis ook sekerlik almal se vrees, dat daar dalk net iets kan skeefloop, al is dit hoe goed beplan. En ek dink ons almal het dit al ervaar, Nou dis wat hier gebeur het. Hierdie bruilofsfees waarvan Johannes 2 het so byna doodgeloop, omdat die wyn opgeraak het. Nou lees ons, Jesus en sy disippels was ook na die troue genooi, en Jesus se ma was daar. So ons kan ook dalk die afleiding maak dat sy broers en sy susters ook daar was. Dalk was dit 'n familietroue. En dit is hoekom Maria, die moeder van Jesus, verantwoordelik voel. Toe sy sien die wyn raak op, toe gaan sê sy dit vir Jesus. Hulle nie meer wyn nie. Wat 'n verleentheid. En mens moet dit geensins onderskat nie. Ek het vir u reeds gesê, 'n bruilof kon tot 7 dae lank aanhou. En gedurende daardie tyd moes die bruidspaar se familie opdok vir die spys en drank van die gaste. En ek dink Maria het iets verstaan van Jesus se deernis met mense. Selfs wanneer iets doodgewoon gebeur, soos hier waar die wyn ophou en die partytjie of die onthaal dreig om dood te loop. En daarom bring sy dit onder Jesus se aandag. Jesus se antwoord dat sy tyd nog nie gekom het nie, klink so 'n bietjie vreemd, so half oneerbiedig. Hy praat daarom met sy ma. Wat het dit met my en jou te doen, vra hy. Hoekom sê jy dit vir my, vrou? Maar Maria laat haar nie daardeur van stryk bring nie, maar sy val in by Jesus se tydsberekening. Al wat sy doen is, sy gaan na die kelners en sê, wat hy ook al doen. En so skep sy ruimte vir Jesus om op te tree, sonder om enigsins druk op hom uit te oefen. En toe die hoofkelner, lees ons aan die einde verhaal, of die seremoniemeester, die wyn proe, reageer hy met verbasing. En hy komplimenteer die bruidegom, dat hy die goeie wyn tot nou toe teruggehou het. Nou wat ons hier moet raak sien, is dat hier geen sensasie was nie. Alles gebeur stil, onopgemerk op die agtergrond. Die
seremoniemeester het nie eers geweet waar die wyn vandaan kom nie. Hy het gedink is maar net die volgende skep wat hy nou moet proe. Die kelners het geweet. Dit beteken dat Jesus die bruidegom as gasheer nie in die verleentheid stel met hierdie wonder wat hy vir en namens hom doen nie. Jesus doen hierdie wonderwerk om te voorkom dat die bruidegom en sy familie in die skande gesteek word. Maar hierdie wonderwerk is half anoniem. Niemand weet nie, behalwe miskien Maria en die kelders. En Jesus doen hierdie wonderwerk ook sonder enige aanstellerigheid. Hy kondig nie aan dat hy nou wyn gaan maak nie. Nee. Hy sê vir die kelners dat hulle die klipkanne propvol water moet maak. Dan sê hy, skep nou daarvan uit, gaan gee dit vir die seremoniemeester. Jy sien, hy self raak nie eers aan daai kanne nie. Hy self proe nie eers aan die wyn nie. Hy stuur ook nie een van sy disippels na die seremoniemeester nie. So op die oog af, lyk dit maar vir die ouens wat bruilof hou, asof daar niks buitengewoons gebeur nie. Die seremoniemeester was nie eers bewus van die feit dat daar 'n fiasko afgeweer was, omdat daar te min wyn was nie. Ja, nie eers die bruidspaar. En die opmerking van die hoofkelner teenoor die bruidegom is dan ook die hoogtepunt van die verhaal. In plaas van om in die skande gesteek te word, omdat daar te min wyn was, word die bruidegom nou vereer in sporige gasvryheid, deurdat hy die goeie wyn vir heel laaste geber het. Wat gebeur hier? Jesus verander 'n skande, 'n verleentheid in groot seën. Maar dis nie al nie. Dis nie eintlik waaroor die verhaal gaan nie. Wonderwerke was in Jesus se tyd niks ongewoon nie. Jesus leef in 'n tyd toe mense nog geglo het dat die magiese kragte van die son en die maan, dink maar aan Psalm 121, jou skade kan aandoen. Hulle het geglo bose geeste kan in jou invaar en van jou besit neem. En daarom was daar baie wonderwerkers in daardie tyd. Mense wat towerspreuke uitgespreek het om mense te seën of vloeke af te weer. Een van die bekendste wonderwerkers in Jesus se tyd was ene Apollonius van Tyana. En daar was baie ander wonderwerkers. En dis die punt wat Johannes nou hier wil maak as hy vir ons van die wonder vertel. Hy sê, kyk, Jesus is nie maar net nog 'n wonderwerker van sy tyd nie. Daarom is daar geen opspraak of enige iets nie. Dit is so stil en ongemerk dat dit gebeur. Jesus se wonderwerke is vir Johannes nie kragtoertjies wat moet wys Jesus is soveel sterker of beter of heiliger as al die ander wonderwerkers nie. Eintlik is Johannes minder geïnteresseerd in die wonderwerk self as die simboliese betekenis daarvan. Want sien, vir Johannes gaan dit nie in die eerste plek oor die wonderwerk nie. Hy noem dit nie eers 'n wonderwerk nie, hy praat van 'n teken. En 'n teken het mos altyd 'n dieper betekenis, of wys jou heen na iets anders. En dis wat hier gebeur. So som hy dan ook hierdie gebeurtenis op as hy vir ons sê, hierdie eerste wonderteken, een van 7 wondertekens, het Jesus daar by die bruilof van Kana gedoen, en toe, wat gebeur toe? Toe het hy sy heerlikheid laat blyk, en so begin sy disippels in hom glo. Al die
wondertekens in die Johannes Evangelie, 7 van hulle, maak God se werk in Jesus Christus sigbaar. Nou is hier nog iets vreesliks interessant. Dit het ook nie net gegaan oor wyn nie. Ons lees, daar was klipkanne, né? En dit was vol water wat die Jode gebruik het vir hulle reinigingsrituele. Die word nou verander. Water word wyn. Wat wil Johannes sê? Hy wil sê, die ou gebruike word vervang met die nuwe. Ons kan sê, nuwe wyn, né? En nou word hierdie verhaal vir ons in groot detail vertel. Hy sê, daar was 6 klipkanne. Het is nie toevallig dat hy sê hoeveel klipkanne daar was nie, want die getal 6 is 1 minder as 7, né? En dit simboliseer iets wat onvolkome of onvolmaak is. Ja, die getal 7 ken ons goed, dit word gebruik om volmaaktheid te simboliseer. As 'n baie mooi voorbeeld is die 7 skepingsdae van Genesis 1. En as Petrus op 'n keer vir Jesus vra, Here, hoeveel keer moet ek my naaste vergewe as hy teen my sondig? Tot 7 keer toe, dan sê Jesus, nee, ek sê vir jou nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7. Sien, hierdie herhaling van die getal 7 dra hierdie gedagte van onbeperktheid oor. Nou vind ons dieselfde gedagte hier. Hier was 6 kanne. Waarvoor is dit gebruik? Die water? Reinigingsrituele van die ou bedeling. Want sien, die Jode wou seker maak dat hulle God se wil doen. Hulle wou seker maak dat hulle goed leef, dat hulle rein leef. En daarom het hulle al hierdie reinigingsrituele gehad. Maar nou wil Johannes sê, daardie dinge is verby. Hierdie oue, die reinigingsrituele word nou hier vervang deur God se oorvloedige genade en seën in Jesus Christus. Jy sien, as jy die diepere betekenis van Jesus, as jy die metafoor begryp, dan begryp jy ook waarom Jesus se bediening gaan. Jesus bring herstel. Jesus se taak is om reg te maak wat stikkend is. Afgedwaaldes, lees ons in die evangelies, word gaan haal. Ongehoorsame wegloopkinders word teruggebring na die Vaderhuis. Tollenaars word bevriend en word bekeer. En selfs oorspeliges word nie veroordeel nie. Gaan maar, sê Jesus vir die oorspelige vrou in Johannes, dan moet van nou af nie meer sonde doen. Sien jy, Jesus bring herstel. Jesus bring die nuwe. Die ou Bybelse woord heiland, wat ons vandag as verlosser vertaal, beteken heel letterlik een wat heil of heelheid bring. Hy wat heel maak. So, ek dink dit is die eintlike boodskap ook hier. Is jy stikkend? Is jy verdwaal? Is jy moedeloos? Jesus is jou antwoord. Ons nog een vraagie beantwoord. En dit is, hoe voel jy oor wonderwerke? Glo jy dat dit nog tot vandag toe kan gebeur? Wat 'n mens dan natuurlik met diep vrae laat wanneer God nie iemand genees nie. Wanneer kos nie wonderbaarlik vermeerder word soos die vermeerdering van die brood nie. Of wanneer 'n sterwende nie aan die dood ontkom nie.
Hoe dit ook al sê, miskien het jy ook al in jou lewe ervaar hoe water wyn word. Nou nie letterlik nie, maar spreekwoordelik. Dalk het jy ook al in jou lewe ervaar dat iets gebeur, iets wat jy nie kan verklaar nie. En al wat jy kan doen is om jou kop in ongeloof te skud en te sê, man, ek kan dit nie verklaar nie, dit is eenvoudige wonderwerk. Baie mense ervaar dit, nie almal van ons nie, maar baie van tyd tot tyd. Hulle kan dit nie verklaar nie, maar hulle is daaroor dankbaar en hulle gaan leef daaruit. En dit laat ons oor God se genade is. Ek het vir julle gesê, Johannes beskryf hierdie gebeure in verstommende detail. Daar's nog ietsie wat ons hier moet raak sien. Dalk het jy daaraan gedink. Het jy opgelet hoeveel wyn Jesus gemaak het? Werk bietjie uit. 6 klipkanne, elkeen 100 liter. Jo, baie wyn, né? Oor die 600 liter wyn. Plus, dis wyn. Dis nie brood of water nie. Dis nie iets wat brood nodig is, iets wat ons moet hê om te oorleef nie. Nee, die Here maak wyn. En wyn is geen sonde nie. Dit weet ons hier in die Kaap. Wyn is iets feesteliks, nee, dis iets wat jou lewe verryk. En hier wil Johannes vir ons sê, hiervan gee Jesus vir ons 'n oordaat. Nie net vir sommige mense van tyd tot tyd nie, maar vir ons almal, tot vandag toe nog. Jesus is die gewer van oorvloedige gawes. Johannes sê in sy evangelie, Jesus het gekom sodat ek en jy lewe kan hê. En dit in oorvloed. Ja, Johannes maak dit sommer hier heel aan die begin van sy evangelie duidelik dat die lewe saam met die Here Jesus oorvloediger is as wat ek en jy ooit kon droom of ons voor kon stel. Inderdaad, dit ervaar almal van ons die wonder, né? Christus skenk ware lewe en hy doen dit in oorvloed. Mense kan amper sê 6 klipkanne vol. Daar is by Jesus geen tekort nie. Ja, inderdaad, by hom raak die wyn nooit op nie. Neem, drink dan almal daarvan. Amen. Kom ons dank saam. Here Jesus, ons dank U dat ons ook U goedheid en U genade kan beleef. Ja, vir ons is die lewe self 'n wonder, omdat U aan ons lewensvreugde, ons het ten spyte van soms moeilike tye, altyd die wete, U is daar, en U word daardeur geraak. U gee om vir mense in nood. Ons dank U dat U vir ons ook wil laat deel in die vreugde van verlossing, soos dit ook vir ons hier uitgebeeld word deur die eerste wonderteken in die Johannes Evangelie. Al wat ons kan doen is sê, Here, baie dankie vir U genade wat so groot is, so wyd, so breed en diep, dat ons dit sekerlik nooit kan begryp nie. Maar dankie dat ons daarin kan deel. Amen.